Here, toe ons hierdie lied gesing het ek maar net in my beeld gekry, hoe diep en swaar was werklik u pyn. Ons praat oor die kruis so vinnig verby en ja, ons het Vrydag 'n bietjie gekyk en gedink, maar hoe is die lyding aan die kruis? Maar selfs dit is so min, as 'n mens dink dat die grootste lyding wat u gehad het, was toe God u moes verlaat het vir ons sonde. En u uiteindelik vir ons versoen het met God, soos ons nou gesing het. En Vader, as ons vanoggend gaan lees en gaan hoor wat u vir ons wil sê, dan is dit maar net u kinders wat na u toe kom, wat eerlik met u kom praat oor hoe ons baie keer voel en wat met ons gebeur. So help vir ons om vandag die lesse te leer wat u wil hê ons moet leer. En kom leer ons deur die Heilige Gees en maak vir ons hoor, geef ons 'n leerbare gees en dat ons hoor wat u vir ons wil leer en dat ons dit sal vat en sê ek gaan hiermee huis toe, want dit is wat God vir my wil gee. Amen. So, voordat ek lees, wil ek gou sê wat ek 2 weke terug begin het. Toe het ek gesê ons gaan so saam met Jesus loop. Ons gaan saam met hom loop terwyl hy van die Sondag, van die laaste Sabbatdag wat hy nog 'n mens was, en ons loop nog steeds saam met hom, want ons is vandag 'n week na die kruisiging, en ons gaan vandag aansluit wat gebeur het 'n week na die kruisiging. So as ek het laas gesê, daai eerste Sondag, daai Sondag na die laaste Sabbatdag wat hy gehad het, was 'n week voordat hy, of 'n paar dae voordat hy dood is, het hy saam met sy disippels geëet. Hulle was by Thomas, by Simon wat malaats was, wat hy gesond gemaak het. Maria het gekom en sy voete kom salf, en hy het gesê, sy salf my vir my begrafnis. Daai volgende maandag het hulle afgegaan uit van Betanië af in die Kidron Vallei af, en het hy op 'n donkie gery en het mense gesing, Hosanna, 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 vir die koning van Israel. En die Dinsdag en die Woensdag het hy elke keer Jerusalem toe gegaan en hy het die mense gaan leer. Hy het hulle vertel van die wederkoms. Hy het vir hulle gesê, ek gaan weer kom, en hy het die Fariseërs aangevat oor hulle skynheiligheid. En die donderdag voordat hy dood is, daai oggend het hy sy disippels uitgestuur en gesê, hoor die ouens, gaan kry vir ons 'n plekkie waar ons vanaand Pasga gaan hou. En daai aand het hy begin, die donderdag aand, het hy met die Pasga gegaan, en ons weet, hy het toe vir hulle alles geleer. Julle kan dit gaan lees in Johannes 13, 14, 15 en 16 en 17. Vertel alles wat in daai laaste 3 ure gebeur het met Jesus en sy disippels. En toe is hulle uit, en julle ken die storie, hy is Getsemane toe, en daar het Jesus gesit. En hy het in angs gesit en voor God gesit en gesê, as dit moontlik is, laat hierdie ding by my verbygaan, laat dit asseblief verbygaan. En die antwoord was, nee, ek gaan nie laat dit verbygaan nie. Jy moet hier deurgaan. En dan weet ons hy daar deurgegaan, en ons het gepraat Vrydag oor die kruisiging en alles wat daar gebeur het. En die Sondagmôre, laasweek het ons daaroor gepraat, die Sondagmôre het hy opgestaan. En ek het laas Sondag gesê, en dit was 'n no-show. Daar was niemand gewees om te verwelkom nie. En dit is nou waar ons nou wil aansluit, is by die Sondag aand, nadat hy opgestaan het, soos 'n dag, dieselfde dag wat hy opgestaan het, daai Sondag aand, daar sê, kom ons lees hier by vers 19, hulle sê, daardie Sondag aand was die disippels by mekaar, en alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en ontvang die Heilige Gees. Hy sê, as julle mense hulle sondes vergewe word, deur God vergewe, en as jy dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. En Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy steek nie, sal ek dit nooit glo nie. 8 dae later, soos nou min of meer waar ons vandag is, as ons nou hier 2 weke vat, was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle.
Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Nou as jy kerk toe gekom het vanoggend om te dink, jy gaan nie toets skryf nie, was jy verkeerd. Jy gaan nou toets skryf. Nou gaan ons julle algemene kennis toets. Want ek gaan 'n paar byname gee. Wel, ek gaan 'n paar byname gee en ek wil hier met die naam gee. Kyk, vinnige. Fani, hoekom Fani? Het julle geweet van Fani? Niemand het, as jy nie geweet het, weet jy nou. Vinnige Fani. Sy broer was by my kinders se onderwyser in die skool onderwyser en sy bynaam was Fake Fani. So mense het byname. As julle 'n bietjie oor die politiek gedink het die afgelope jaar, wat sal hierdie ene wees? Sleepy Joe. So julle let daarom op wat gaan. En hierdie ene sal julle definitief nie ken nie. Sleeping Beauty, mooi. En nou hierdie ene, Dowwe. En die volgende een. Ongelowige. Toe nou nie. Want elke een, ek wil vandag vir Thomas verdedig. En ek sê, ons gee vir hom hierdie bynaam ongelowige Thomas, terwyl ons net gelees het, hierdie disippels het nie geglo nie. En Maria en die vrouens gaan soontoe en hulle was nie eers daar toe hy opgestaan het nie. Hulle het nie hierdie verwagting gehad nie. Ons is daar. Jesus gaan vandag opstaan. Ons wag voor die graf nie. Hulle was nie daar nie. Nie Thomas nie Petrus nie Johannes nie. En ons gee vir hierdie arme man die bynaam ongelowige Thomas, terwyl dit eintlik moet wees ongelowige disippels. Dis eintlik wat ons uitgekom het, want dis eintlik wie hulle was. Hulle was ongelowig. Daardie dag toe die grootste enkele gebeurtenis wat in die geskiedenis van die wêreld gebeur het, die opstanding van Jesus uit die dood, was hulle nie daar nie. En hulle het ook nie geglo nie, hulle het gesukkel om te glo. Toe Jesus deur die deure kom, en hy staan tussen hulle, Lukas skryf daaroor, hy sê, toe hulle van blydskap en verwondering nog nie geglo het nie, sê hy vir hulle, is hier iets om te eet? Want hulle dink, hy was 'n spook. Hulle het gedink hy's 'n gees, terwyl hy met hulle praat, terwyl hulle hom sien, sê hy vir hulle, kom kyk julle na die merke in my hande en in my sy, en om julle te oortuig, en dan staan hulle nog steeds so, ons kan dit nie glo nie. En dan sê hy vir hulle, geef my iets om te eet. So ek dink eintlik is dit onregverdig om net Thomas uit te sonder. Dis maar soos in 'n rugby die ou wat die laaste hou slaan, hy kry die rooi kaart, maar almal het saam gebeklei en almal was saam ongelowig. En hy's ongelowige Thomas. Maar eintlik moet dit voor my en jou naam ook staan. As ons byname vir mekaar gee, moet julle my 'n bynaam gee, Piet die twyfelaar. Want ek dink as jy jou naam daarvoor gaan sit of daar agter gaan sit, ongelowige of twyfelaar, wie ook al jou naam is, wie jou naam ook al is. Want elkeen van ons kom by 'n punt in ons lewe dat ons partykeer twyfel. Is God regtig? Is die Bybel regtig waar? Of is God so regtig, so lief vir my, dat hy my sondes vergewe? Het God my regtig vergewe? Of partykeer is hierdie twyfel by ons, as daar 'n krisis kom, sal hy ons deur hierdie krisis help? Of as ons in 'n krisis is en met baie keer twyfel jy en sê jy maar hoekom het God my nie gehelp nie? Ek het gebid, waar was hy? So eintlik is ek so bly dat hierdie storie van Thomas hier is. En dis hoe amazing God is. Dink net vir 'n oombliekie, as jy die Bybel sou geskryf het, as julle nou by mekaar kom en sê, hoor jy, ons moet nou die Bybel skryf, en dan begin iemand die storie van Thomas vertel en sê, nee, ons moet nie daai ding opsit nie, dit gaan ons laat sleg lyk. Ons moet almal sê, ons het almal saam gestaan. Nee, God laat toe dat hierdie in die Bybel ingeskryf is, sodat dit vir ons iets kan beteken vanoggend. Dis hoekom ek dink dit is nodig, en daarom wil ek dit omdraai en sê, ek wil julle vra, glo soos Thomas. Kom ons gaan kyk bietjie na die storie van Thomas. Nou as ons teruggaan die Sondag aand na Jesus opgestaan het, kom hy daar by sy disippels uit, en ek dink net as ek
as ek daar ingestap het, as ek nou Jesus was, sou my eerste woorde gewees het, waar was julle? Ek het gewag, waar was julle? Julle is regtig onbetroubaar. Julle is ongelowig. Maar hoor wat sê hy vir hulle, daardie sonnige aand was die disippels bymekaar, en alhoewel die deure gesluit was, en omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan, en dis sy woorde. Shalom, vrede vir julle. En dis wat ek so waardeer van Jesus, is dat hy weet hoe ons baie keer twyfel. Hy het geweet, hulle sit daar, hulle is toegesluit, hulle is bang vir die Jode, hulle is bang dat iemand inkom en hulle kom vang en ook gaan toesluit en ook dalk gaan kruisig. Hulle weet nie wat nou van hulle gaan word nie. En dan stap Jesus in, deur die deure in, en sy woorde is net dit. Vrede vir julle. En dan sê ek net gesê, hulle dink is 'n spook, en hulle dink, maar wat gaan van hierdie spook word, en wat gaan hy met ons doen? En dan sê hy vir hulle tweede keer, Shalom, vrede vir julle. Dis asof hy vir ons baie keer wil sê, in hierdie moeilike omstandighede, wanneer jy baie keer daar sit, dan sê hy net, relax, vrede, ek is in beheer, jy hoef nie bang te wees nie. Dis Jesus, dieselfde Jesus, is ook ons Jesus, wat vir ons sê, vrede vir julle. En nou ken julle die storie, waar was Thomas? Thomas, wat ook Didymus genoem word, nou Thomas is 'n Arameese woord, dit is sy naam, en dit beteken tweeling. En Didymus is sy Griekse naam wat beteken tweeling. So hy het al klare bynaam gehad, ons weet nie wat sy regte naam was, en hy het hom tweeling genoem. Weet jy of hy 'n ander boetie gehad of sussie nie, maar dis wat hy genoem was. Een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. So ek lees as mens kyk nou hoe hulle vir hom oorvertel en vertel van hoor iets het gebeur, dis so opgewondenheid want hulle het regtig vir Jesus gesien. Maar hy sê, as ek nie homself sien nie, sal julle met al julle opgewondenheid, julle my maats, wat ek 3 jaar saam mee geloop het, Jesus het nie opgestaan nie, ek sal dit nie glo nie. En dis die eerste les wat ek wil hê, ek by Thomas wil leer, en ek wil julle vra om te leer by Thomas, is die ding, gelowiges twyfel soms. Ek dink dis die eerste les. Twyfel is deel van 'n gelowige se lewe. Daar's baie keer, ek het al gesê, die enigste ding wat ek van seker is ek baie keer onseker is. Dat ek baie keer twyfel. Twyfel is God regtig besig met my en met mense se lewens. En die ding het vir my begin mooi verstaan toe ek agterkom, maar daar's 'n verskil tussen twyfel en regtig ongelowig wees. Want twyfel sê ek kan dit nie glo nie. Ongelowig is om te sê ek sal dit nie glo nie. Twyfel is om te sê ek bevraagteken wat ek nou gehoor het of dit die waarheid is. Ongelowige sê ek sal nie dit glo nie, ek verwerp wat ek gehoor het, ek aanvaar dit nie. Twyfel is wanneer jy in jou pad met God, jy's besig om 'n pad te loop, en dan bevraagteken jy goed, soos wat jy groei. Sê, Here, maar hoe is dit moontlik? Ek wonder of dit so kon gewees het. So groei jy. Ongeloof is om te sê, maak nie saak van al die bewyse wat jy vir my gee nie, ek weier om dit te glo. Dis wat ongeloof is. En daarom dink ek, ons kan voor ons name skryf, partykeer twyfel ons. Partykeer wonder ons oor God. Is dit regtig so? Hierdie disippels het getwyfel. Hulle is so groot voorbeeld daarvan, dat hulle getwyfel het. Al het hulle Jesus self gesien. So hoekom sal ek nie dan twyfel partykeer nie, en jy dalk nie? Want as jou boot geskit word, as jou lewensboot geskit word, dan wonder mense partykeer. As jou gesondheid byvoorbeeld afneem, of iemand vir wie jy baie lief is, sy gesondheid skielik begin afneem, dan wonder jy, dan bid jy, en dan sê jy, of iemand gaan dood, waar is God? Of hoekom het hy my nie gehelp nie? Of is dit met jou werk, of jou finansies, maak nou nie saak nie. Dan sê jy partykeer, maar ek wonder of God my gaan help. Of partykeer is jy net in 'n emosionele gat.
van depressie of angs, en jy sê, maar Here, ek wonder of U my ooit hoor. Partykeer is dit net so, dat iemand in jou familie 'n dom besluit geneem het, 'n kind of 'n ma of 'n pa, en dit het 'n effek op julle hele familie. En ek wonder jy, maar waar was God gewees toe dit gebeur het? So ek dink, ons almal is by daai punt waar ons partykeer net twyfel. En wat ek beleef het in my twyfel, is dat ek weet, God is daar. Ek kan, en dis die volgende punt, ek kan eerlik wees met God. Dis die tweede ding wat ek leer by Thomas. Miskien moet ons hom op vandag 'n nuwe bynaam gee. Ons sal stem daaroor later. Maar miskien moet ons hom nie ongelowige Thomas noem nie. Miskien moet ons hom eerlike Thomas noem. Want miskien is dit wat hy was. Want hy sê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien nie, en my vinger in die merke van sy spykers steek nie, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Dis maklik vir die ander disippels wat daar was. Want hulle was daar. En hulle het dit gesien. Ek wonder as Petrus nie daar was nie, of Jakobus nie daar was nie, of hulle nie dieselfde gesê het nie. Maar wat hy doen, hy is eerlik. Hy sê, as ek het nie gesien het nie, dan gaan ek dit nie glo nie. En daarom dink ek, is dit 'n ou se twyfel. As jy baie keer onseker is God daar? Is hy met my besig? Is die wonderlikste ding wat ek al my lewe beleef is, ek sê dit vir God. Want ek glo mos in hom. Ek is nie 'n ongelowige, ek is 'n twyfelende gelowige. Maar ek is nie 'n ongelowige nie. Ek is 'n twyfel aan baie keer net aan God se vermoë. Dink, sal hy dit kan doen vir my? Sal hy my hier kan deurdra? Sal hy my deur hierdie siekte kan dra? Of deur die krisis wat jy ook al in is? En daarom sê jy dit vir hom. Want as jy dink ek twyfel, sê nie maar jy sit daar en sê, ek wonder of God my regtig gaan help. Maar jy sê dit saggies in jou kop. Dink jy nie God weet dit reeds nie? So ek kan net so wat vir hom sê. Sê, Here, Vader, God, net soos jy begin, Jesus, is vandag twyfel in my hart. Maar ek wil dit vir u kom sê. En oor 2 weke gaan ons juist meer hieroor praat. Want dis die wonderwerk wat Jesus gedoen het, toe hy die Romeinse hoofman oor 100 se kind gesond gemaak het op 'n afstand. Nou kom hy Romeinse ou na hom toe, en dan sê hy vir hom dit. Hy sê, ek glo. Roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. Ek hou van die Engelse, I believe. Help my unbelief. Dis waar ek baie keer is. En ek dink baie van julle is dit. Ja, ek glo. Maar help me in my unbelief. Help vir my terwyl ek twyfel. Ek glo in u. Ek glo u is God. Ek glo u kan my help. Maar help my vandag van twyfel bietjie vandag daaraan. En ek sê dit vir God. En dink jy vir een oomblik, jy en ek sal met ons manier van dink baie keer vir God onkant kan vang. Sal dit baie keer wees dat God sê, ek het nog nooit hierdie ding gesien nie. 6000 jaar plus loop hy met mense op pad. Nou dink jy, daar's nog nooit in die 6000 jaar iemand wat gedink het soos wat jy gedink het. So God sal nooit onkant gevang word met jou gedagtes nie. Die volgende les wat ek by Thomas leer is 'n amazing les. En dit is dit, God sal ons nooit verlaat nie. Want God los jou nie in tyd van twyfel, of tyd van swaar kry, of tyd wanneer jy nie weet hoe om dit goed te hanteer nie, en jy sit daar en jy voel depressief, en jy sien hoe gaan jou toekoms, jy wonder oor my toekoms, hoe gaan ek dit maak? Jy gaan van God af kan weggaan. Jy gaan partykeer van God af weggaan. Jy gaan partykeer verder van God af wees om te sê, maar ek weet nie hoe moet ek nou glo nie. Maar God het nêrens heen gegaan nie. Hy het jou nooit verlaat nie. Ons weet dat uit Thomas, ek weet nie hoekom hy nie daar was nie, maar dit sê nie in die Bybel. Ek sit en spekuleer nou daaroor. Ons weet dat Thomas was 'n pessimist. Dit kan ons agterkom in sy tye wat hy met Jesus praat. Elke keer as hy met Jesus praat, is daar geleenthede kom wat hy kan praat, dan is hy bietjie pessimisties. Op 'n stadium sê Jesus, net voordat Lazarus dood is, dan sê Jesus, vorige keer moes hulle uit Jerusalem uitgaan, want hulle wou vir Jesus doodmaak. Nou sê Jesus, hoor jy, ek moet teruggaan Jerusalem toe. Wat sê Thomas? Here, maar jy moenie, ons kan nie teruggaan soontoe nie, want hulle gaan ons doodmaak. Pessimisties.
En dan sê Jesus, maar ek moet soontoe gaan, en wat sê Thomas dan? Hy sê, ag, dat ons nou almal gaan. Laat almal nou doodgemaak word. So hy's pessimisties. Op 'n stadium sê Jesus vir hom, en hoorie, vir hulle, hy sê, ek gaan nou terug na my Vader toe, en ek gaan vir julle die pad voorberei. Thomas sê, hoe kan jy vir ons dit sê? Hoe gaan ons weet as jy weg is, hoe is die pad na die Vader toe? En dan sê Jesus vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die enigste pad na die Vader toe. Maar as Thomas wat hy die vraag vra, en dan kom hierdie wonderlike antwoorde uit, elke keer is Thomas, hy so pessimisties. Ek wonder net waar was hy gewees, want hy was weg van God af. Hy was nie daar waar Jesus verskyn het nie. Hy was nie saam met sy disippels nie. Miskien het hy net dood eenvoudig een kant gaan sit en het hy gaan hartseer wees. Miskien het hy gerou oor Jesus. Miskien het hy verwerp gevoel. Miskien het hy net gevoel, maar ek het hulle gesê, hulle gaan hom doodmaak en hulle wou nie hoor nie. Ek gaan nie meer deel wees van hierdie groep nie. Ek weet nie, ons weet nie hoekom hy daar was nie. Maar dis die amazingste les wat ek leer uit Thomas se ongeloof dan nou. Is dat God sal jou nooit verlaat nie. Want kyk wat doen hy. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar. En Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, ons ken die ding, hulle het Jesus gekom, en hulle tussen hom gaan staan en weer gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Dis as jy dit snap wat hier gebeur, dis 'n privaat audiensie, 'n privaat besoek wat Jesus reël net vir Thomas. Hy weet, hy wag tot Thomas by hulle mekaar kom en sê, nou gaan ek soontoe. Net omdat hy vir Thomas nie weg hê van my af nie. Ek wil naby hom hê. Ek wil nie hy moet twyfel nie. Ek wil hy moet naby kom. En dis dieselfde met ons. Partykeer twyfel jy, partykeer voel jy ver van die Here af. Maar hy sal altyd, soos vanoggend, ek wil sê besoek reël, om spesiaal tussen ons te kom staan vanoggend om te sê, vrede vir jou. Maar dis wat hy sê vir hom. Hy sê nie vir hom, Thomas, regtig, ek kan nie glo dat jy nie geglo het nie. Jy het al hierdie goed gesien, maar hy sê vrede vir jou. En dis wat ek wil hê jy moet vandag hoor. En ek dink God wil hê jy moet hoor, is die feit dat jy partykeer swaar kry. Partykeer is jou omstandighede moeilik. Partykeer wonder jy of ek ooit deur hierdie ding gaan kom. Gaan ek aan die ander kant uitkom? En as ek aan die ander kant uitkom, hoe gaan dit met my gaan? Wat is die boodskap wat God sê? Vrede vir jou. Ek sal jou vrede gee. En dis wat ek nog elke keer beleef het, in tye wanneer ek down voel of twyfelagtig voel, om met die Here te gaan praat, om te sê, Here, ek voel, ek is nie daar nie, of ek is nie daar nie. En elke keer, dan gee vir jou die goddelike vrede, wat jy net so voel. God is hier is vrede, en dis wat hy beloof. En dan gebeur daar 'n amazing ding. En dan sê Thomas, en Thomas sê vir hom, my Here en my God. Daarom het ek gedink om die tema te maak, wat ek net gesê het. Glo soos Thomas. Want Thomas, ons weet nie van die ander disippels nie, tot hier nie. Maar Thomas, lyk dit vir my, was die eerste een, wat vir Jesus gesê het, voor hom geval het. En ons lees dit nie, dat die ander disippels dit gedoen het. Hy het gesê, hier is my hande, hier is my, maar niemand het voor hom geval nie, het is nie opgeskryf nie. Maar wat opgeskryf is, dat hierdie ongelowige Thomas, die eerste een was wat voor hom neerval en vir hom sê, nie God, U is die God, of die Here en die God nie, maar my God. Hy is die eerste een wat erken, dat Jesus God is. Dwars deur die wêreld, al die ander gelowe ontken, selfs Christelike gelowe, soos die Jehovah's en die Mormone, sê nie Jesus was God nie. Hy was 'n God. Maar Thomas is 'n getuienis vir miljoene mense in die wêreld, dat Jesus is God. En hy is nie net God nie, hy is my God. So hierdie pessimistiese Thomas, hierdie een wat altyd so negatief gepraat het,
is die voorbeeld van my en vir jou, as jy in 'n twyfelagtige situasie is, om voor die God, of voor Jesus of God neer te val om te sê, my Here en my God, my omstandighede is besig om my dood te maak, maar U is my Here en my God. Dis waar ons aan vashou, dis wat hy vir ons kom sê. So dit maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat se slegte goed gebeur nie, maak nie saak of jy soms twyfel nie. Baie keer sê jy, dis wat die woord sê, is niks sal jou skei van die liefde van God nie. Nie hoogte nie, nie diepte nie, nie dood nie, nie lewe nie. Niks nie, nie swaard nie, niks nie. Sal jou kan skei van die liefde van God nie. En dis wat hy ons wil kom leer. Laat God alles ten goeie laat meewerk. En daarom sê ek, kom ons glo soos Thomas. Ons kom nooit, ons twyfel na hom toe. En ons sê vir hom eerlik, Here, hierdie omstandighede maak my dat ek bietjie twyfel aan U. Want dit lyk vir my op die oomblik nie of U daar is nie. Maar as ek bietjie wegbeweeg het, dat ek terugkom. En dan gebeur daar 'n amazing ding. Dan praat Jesus met julle en met my, direk. Hier is 'n paar plekke waar hy direk met ons praat, maar hier is een van dit. Hy sê, glo jy omdat jy my sien? Gelukkig is die wat my nie gesien het nie, en tog glo. Jesus sê vir hom, bring jou hande, druk dit hier in, bring jou vinger, druk jou hand hier in, kan jy sien, dis ek? Hy sê, gelukkig, jy glo nou omdat jy sien, want hy was 'n sien is glo ou. Hy sê, as ek 'n ding sien, sal ek is glo, gaan ek dit glo. Maar julle wat vanoggend hier sit, en ek wat hier staan, en nie een van ons het Jesus se wonde gesien, en ons hand in sy sy gedruk nie. En tog sê ons, ek glo. En daarom sê hy, die direkte boodskap vir ons, is gelukkig, ongelooflik, goddelik geseënd is jy, as jy weet, Jesus is my God, sonder dat ek dit gesien het. Is ons wat blindelings agter hom aangaan. So prakties, wat beteken dit? En dis die twee goed wat ek dink, ons mee struggle, is dat, ons sê ons glo God, ons sê ons glo in God, daar is nie 'n probleem daarmee nie. Die meeste van julle wat hier sê ek glo in God. Ek glo dat Jesus, ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo in die magtelike geboorte en ek glo dat hy weer gaan kom. Dis wat ek glo. Dis nie die probleem nie. Die probleem is, glo jy hom? Dis die verskil, want dis hier waar die twyfel in kom. Ek twyfel nie in God se bestaan nie, maar glo ek hom. As hy sê in sy woord, as jy bekommerd is, bring dit na my toe, en ek sal jou vrede gee. Glo jy dit? As hy sê, ek sal jou nooit verlaat nie, glo jy hom dan? As hy sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Ek glo God, ek glo in Jesus, maar glo ek hom as hy dit sê. Want doen ek dit fisies om te sê, Here, ek kom nou na U toe, ek is moeg en oorlaai, en ek soek nou rus, hier is ek nou by U, gee my rus. Want dit is glo hom. As hy vir my sê, ek beplan vir jou voorspoed, nie teëspoed nie, en ek glo in hom, maar glo ek hom dan, dat ten spyte van my teëspoed, ten spyte van dit vir my lyk asof niks vir my gaan uitwerk nie. Hy sê, en dis waar ek om moet glo, ek sal alles vir jou ten goeie laat meewerk, want ek is vir jou lief. Dis die verskil. Ek glo in hom, of glo ek hom? Want as ek hom glo in hom, en ek glo nie altyd hierdie kant nie, dan is ek 'n twyfelaar. Maar as ek nog steeds 'n kind van God, en ek glo in hom, en dis die pad wat Thomas ons wil leer, so by daai punt te kom om te sê, ek glo hom, maar dis wat hy sê. En dit is 'n lewensstryd. Jy gaan elke dag op en af hier wees. Hierdie sal vas staan, maar hierdie partykeer glo hom, en dis wat hy ons uitnooi. So wat het van Thomas gebeur? Wat het van Thomas geword? Uit buite Bybelse bronne wat geskryf is, en geskiedenis wat geskryf is die een van die mees betroubare bronne wat sê, in 52 na Christus, is hy Indië toe. En het hy die Christendom in Indië gaan vestig. Daar's nog kerke wat sê, dis waar hy was, ons weet nie of hy daar was nie.
Maar dis wat die oorlewering sê. En die manier hoe hy doodgegaan het, is nogal interessant. Hy is met 'n spies doodgesteek. Hulle kon hom nie stil maak nie, want hy het aan mekaar gepraat oor hierdie Jesus. Miskien is hy ook in sy sy gesteek. Net as 'n bewys van Thomas, jy het ons nie geglo het nie. Hier is die spies nou om jou te kom haal, ek weet nie. Maar dit is wat ek hoor, wat oorlewing sê, wat van Thomas geword het. Hy het hierdie sendeling geword. En dis wat God maak met twyfelaars soos ek en jy. Hy vat ons net soos ons is. Hierdie Thomas vat hy net so, en hy maak hom een van die grootste evangeliste van alle tye. So ek wil afsluit en net sê, kom ons vat saam. Dit was Thomas se natuur om pessimisties te wees. Maar sy getuienis daarna, wat die hele wêreld se ongelowiges kom challenge, is dit. Jesus is God. En daarom kan ons vanoggend hier sit op grond van dit, nie net ons weet Jesus is God, maar hy is 'n getuienis van iemand wat voor hom neergeval het en gesê het, ek glo, want U is my God. Die tweede ding wat ek leer by Thomas, voor die ander lesse wat ek wil noem, is dat God gebruik mense met hulle flaws en al. Hy het 'n klomp foute gehad, hy het 'n klomp ongeloof gehad, maar dit het nie Jesus weggejaag van hom af nie. Hy gaan nie weg van hom, sê, okay, ek werk net met die ouens wat nie twyfel nie, want dan gaan hy nie met my kan werk nie. Hy vat ons met ons foute en al ons gebreke, en dan sê hy, ek maak van jou, wat ek van jou wil maak, en ek kan dit vir jou ook doen. Dit is wat ek hoor. Die volgende les wat ek gehoor het, is dat gelowiges twyfel soms. Ons sien dit by Thomas, ons sien dit by Petrus, ons sien dit by Johannes, ons sien dit by die vroue, almal wat in hom geglo het, kan ons hom glo, het hy opgestaan. Hy staan voor hulle, dan glo hulle in hom nog nie. Sê hulle, dis 'n spook. Dan sê hy, gee my iets om te eet. Nou, ek weet nie of spooke kan eet nie, maar Jesus kon eet. 2 keer, as ons afsluit met die wonderwerke, gaan ons heel Johannes 21 lees, dan is dit weer hulle kan nie glo, hulle sien 'n spook. Dan sê Jesus, nee man, kom ons eet ietsie. Dan braai hy visie, en dan eet hulle lekker. Dis Jesus. So hy gebruik, baie keer gelowiges kan twyfel. Die tweede ding wat ek kan hoor, die volgende ding wat ek hoor is, wees eerlik. As jy 'n gedagte gehad het van, ek wonder of ek die Here kan glo in, sê dit vir hom. Sê, Here, ek struggle hiermee, help vir my asseblief. En dan die volgende ding wat ek hoor, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy reël vir Thomas 'n spesiale ontmoeting, en hy verskyn in hom, ja, aan die 12 ook daar, terwille net van hom, om te sê, Thomas, glo my. So wil jy nie vanoggend, as jy hier sit, weet nie waar jy twyfel het, miskien is jy heeltemal reg en sê, maar as jy by 'n punt kom waar jy ooit sal twyfel, hou vas aan hierdie gedagte. Soms twyfel ek, maar God sal my nooit verlaat nie. Ek kan dit vir hom eerlik sê. Die lied wat ons nou nog gaan sing, praat oor die goedheid van God. En die koortjie sê, sy goedheid hardloop eintlik agter my aan. Dis wie God is. Hy kan jou nie los nie, en hy sal ook nie. Maak nie saak wat jy glo en waar jy is nie, want jy is sy kind. So kom ons bid. En ek moet erken dat U ken my lewe beter as wat enigiemand my ken. Daar baie keer is dit net wonder. Maar is U regtig? Het dit rarig so gebeur? En dan elke keer nog het U gekom met U woord, of met iets wat gebeur, of U vrede wat U vir my kom gee, oor God. En dankie dat U dan, amper soos Thomas, 'n spesiale ontmoeting met my het, en met elkeen van ons hier is. So ek wil vra dat as hier iemand vanoggend sit of luister na hierdie boodskap wat sê, ek is in so groot twyfel, of ek gaan nie deurkom, of gaan God my ooit help, en as ons nie deurkom nie, hoe gaan dit wees? Dat U vir hulle vanoggend die versekering gee. U sal ons nooit verlaat nie. En U gaan vir ons 'n spesiale ontmoetings reël, waar U vir ons kom sê, sien jy, hier is ek lewe, en ek is hier by jou. Here, help vir ons daarmee, help vir ons, soos daai Romeinse soldaat gesê het, ek glo, help my asseblief in my ongeloof. En ons bid dit, Vader, in die naam van Jesus.
Amen.